Dankie Daddy Cool. Ons is besig om te gesels oor die persoon van die Heilige Gees en die rol wat hy in ons lewe speel. Cornel het my gevra om hierdie week my storie te vertel. Want dit is 'n storie wat baie draaie en kinkels gemaak het, maar wat ek hoop en vertrou dat dit jou motiveer in jou persoonlike reis. Nie almal het 'n verskriklike op en af lewe nie, maar ons almal gaan deur rowwe tye. Ons almal gaan ook deur fantastiese tye wat ons net wil jubel en vir almal vertel hoe gaan dit. My storie begin baie ver voor dit en ek moet 'n bietjie agtergrond vir jou gee sodat jy kan verstaan wat ek verder vir jou sê, dat dit in konteks is. Ek was as 'n jong man 'n vlieënier en ek het die voorreg gehad om saam met militêre organisasie. Ek het ook die voorreg gehad om vir die Verenigde Nasies te vlieg en vir 'n paar groter liggame. Ek was nog altyd te ou want alles of niks doen nie. My vrou het ook gesê, as ek gras sny, dan gryp ek daai grassnyer en ek doen dit. Sy my net kry om daar te kom. Jy hoor. Dis die uitdaging. So ek sal sit en partykeer moet ek eers die gras hoor groei. Maar 'n man is, as jy 'n man is in 'n huis en jy wil dit nail, dan moet jy een ding verstaan. As jou vrou iemand anders kry om jou werk te doen in die huis, dan sien jy vinnig spring jy. Vrouens, dis 'n stuk advies. Okay. So, ons gaan dit nail vandag. Ek dink die foto wat ons hier agter het, is een van die baie spesiale tyd in my lewe gewees. Ek was in Irak ontplooi, ek het vir die organisasie RAMCC gevlieg. Dit is die bewegingsdeel van die Pentagon. En dit was absoluut 'n fenominale seisoen in my persoonlike leierskapstyd. Ons het in Baghdad op die lughawe was ons gestasioneer. En is een van daai toere gewees van dat jy nie geweet het wanneer jy terugkom nie. My vrou natuurlik ek het haar verbied om CNN te kyk, want elke ding wat daar gebeur het, dit was in 2007, 2009 daai tyd gewees, en dit was toe die oorlog nog lekker aan die gang was daar. Maar die rede kom ek sê, dit was 'n baie sinvolle tyd in my lewe, was die Here het 'n hele ruk voor dit vir my 'n woord gegee. En hy het gesê, ek gaan op 'n stadium in my lewe deur 'n woestyn gaan, en ek het gedog dit is 'n emosionele of 'n geestelike woestyn. Maar ek sal altyd onthou, ek het een aand, toe sit ek daar 3:00 die oggend, en hulle is besig om ons met mortiere te probeer uithaal. En die aanval was toe so 45 minute aan. En ek sit net daar en ek hoor is al hoe nader, so hierdie ouens se trajekte kom in. En ek sê vir die Here, as dit nou is hoe ek moet gaan, ek het vrede daarmee. En die Here herinner my aan daai woord van die woestyn, want daai woord van die woestyn was, dat ek in my lewe baie dinge sal beleef, maar dan gaan ek in 'n woestyntyd kom, en dan gaan hy my in die bediening begin intrek. En dit het presies net so gebeur. Daai woestyn was nie 'n emosionele woestyn nie, dit was 'n fisiese sandwoestyn in die Midde-Ooste. En dis waar die regte bedieningsjourney begin het. Ek het voor dit teologie geswat, ek was voor dit, was ek in die bediening gewees. Maar dit is een skakel in 'n seisoen. Ek het nog altyd van dat ek 'n passievolle verhouding met die Here gestap het, gesorg dat ek 'n woord kry vir die seisoen waarin ons is. En daai woord het ons gedra, daai woord het ons baie keer gered in ons gedagtewêreld. En ek wil begin deur vir jou te vra, het jy 'n woord vir hierdie seisoen oor jou lewe? Die Bybel sê dit so mooi. Hy sê vir ons, sy woord is 'n lamp vir ons voete. Dis nie net sy skrif nie, die skrif is 'n riglyn. Maar wanneer jy woord vir jou lewe het, wanneer jy sekere besluite moet maak, dan kan jy reg belyn, want jy weet, dit is die rigting wat die Here in ons hart vir ons plaas. Daar was tye wat ons tot 'n stilstand gekom het, waar ons gesê het, ons beweeg nie, voordat ons nie 'n woord het nie. En God is getrou, het elke keer vir ons 'n woord gegee.
Dan die volgende prent wat ek vir jou wil wys, ek is glad nie 'n jagter nie. Ek moet dit vir jou sê, maar ek het selfs die dinge gaan doen wat ek nie normaalweg sal van hou om te doen nie. Daai blou wildebeest daar was vir my verskriklik moeilik, want jy moet een ding verstaan. Ek was nie gewoond aan diereteikens voor my nie. So, dis 'n lekker ding om met jou PTSD te werk. Ons kan na die volgende deel toe gaan. My gesin was nog altyd vir my verskriklik belangrik gewees. En ons is 'n geweldige hegte gesin. Nou hierdie foto's is geneem voordat Colleen in ons lewe ingekom het. Colleen is my skoondogter. My seun Koot is ook hier en julle ken vir Remy en Rihanna. Maar gister toe is Remy by 'n drama klas geleentheid en Rihanna stel iemand voor aan Koot en Colleen en weet julle hoe stel sy hulle voor? Dis Colleen, my skoondogter. O ja, en dis haar man. Okay, so ek het net 'n bietjie spanning daar beleef. Ek het Koot se rug gevryf na die tyd en gesê, jou ma is baie lief vir jou. Sy wys dit net nie altyd nie. Okay. Een van die hoogtepunte vir ons elke keer was gewees om Desember op vakansie te gaan in die Kleinbrak omgewing, daar tyd te spandeer en ek is mal oor fietsry. Soos ek gesê het, as ek iets gedoen het, het ek dit voluit gedoen. Ek was altyd deel van 'n groep en ek was altyd besig om myself te challenge, om 'n uitdaging te ervaar, om vinniger, beter en fikser te wees. Jy sal dit nie nou glo nie. Maar dit het tot op 'n punt gegaan waar ek op die vakansie sal van Mosselbaai af Nysna toe ry deur die berge se kant. En dan kom haal hulle my daar, dis so 150 kilos plus. Net gou-gou in die oggend. En dan as hulle my kom haal, dan sê ek, "Jesus, ek wens ek het eintlik plek toe gery." So 'n ou kom in daai dinge soos hierdie Comrades ouens. So dit het later gebeur ook dat toe ek sien hier kom 'n krisis in my lewe, het ek vir 'n vriend van my gesê ek wil verskriklik graag begin regtig lang afstande fietsry. En julle kan na die volgende een toe gaan. En onder andere hierdie outride is Loskopdam toe is 200 kilos in een dag op 'n sandpad, grondpad, wat ook al. En ek dink dis die naaste wat ek gekom het om by die dood om te draai. My een vriend, hy doen Ironman en hy het 'n seer hak gehad, maar hy het saam met my gery omdat hy geweet het ek gaan vir 'n sekere operasie en hy het gesê, "Koot, ek wil 'n kameraad wees vir jou." Hy het met daai seer hak, daai 200 kilos gery. Vriendskappe is vir my 'n geweldige ernstige ding. 'n Ou word nie sommer my vriend nie, maar as hulle my vriend word ons hartsmense. Dis die agtergrond van hierdie. Ek wil hê jy moet onthou, eerstens, ek was 'n geweldige aktiewe persoon. Ek het definitief iets ook van die militêre kant saam met my geneem en dis hoekom ek dink die fietsry was geweldig terapeuties. Ek het gedink ek is reg vir alles in die lewe. Jy kan die volgende enetjie vir ons wys. Ek het in die kerk ingekom en die Here het my geweldig vinnig gepromoveer, dat ek op 'n stadium die voorreg gehad het om in 'n baie groot gemeente die leier te wees. En hierdie ouetjies daar wat julle sien is my voltydse bedieningsspan gewees. Ons het op 'n stadium 'n staf van 17 mense gehad. Ek het gehou van die verantwoordelikheid, ek het gehou van die belegging en ek was mal oor die adrenalien van bediening. So ek was in 'n lewensfase waar ouens eintlik sê, goed, jy het nou dit bereik wat jy geglo het in jou lewe en nou is daar die volgende stap. In die oomblik toe ek wil ratte wissel, toe gebeur die lewe. Ek het nooit gedink my lewe sal so verander nie. En ek dank die Here dat ek dit nie vooraf geweet het nie. So in 2021, eintlik die Desember van 2020, toe sien Rihanna so 'n snaakse moesie op my rug. Jy weet wat 'n moesie, hy moesie daar gewees het. Okay. So daar's hierdie ding op my rug en ek is hierdie macho ou. Ek sê, man, ek gaan nou nie met 'n ou afgebrande kolletjie op my rug op die strand loop nie.
So kom ons doen dit Januarie en toe sal wees so 'n ligte lockdown dingetjie in Januarie en op die einde toe kom ek by die dokter uit. En hy staan daar en hy kyk en hy sê, hoor, hierdie ding is definitief kwaadaardig. Ek is nog op 'n plek van, ag, wil jy nie toetsies doen nie? Hy sê, hoor, daai ding is ernstig. In die spreekkamer toe sny hy so groot gat uit my rug uit. En hy sê hy gaan hom stuur vir toetse en toe die toetse uitkom, toe sê hulle nee, dit is 'n melanoom en 'n geweldig aggressiewe ouetjie. Ek het nog nie die omvang van dit besef nie en ons het toe gegaan vir al die toetse en hulle sê dit het nie versprei nie en so 'n paar maande later toe sê hulle dat hulle wel nie in die vel dit kan optel nie. So hulle het 'n stuk vel, ek dink is amper 15 cm by 10 cm so uit my rug uitgesny. So ek het my wings verloor. Daar kan nie meer vlekkies groei nie. My oupa het altyd vir my gesê ek was 'n bobbejaantjie en hulle het my stert afgekap, toe maak hulle my as 'n mens groot. Nou, ek is seker nou 'n engel en my vlekkies is afgekap, so ek gaan 'n rondloop engel wees. Maar dit was net die begin van alles. Skielik is ek in 'n posisie waar ek moet my lewe aanpas, want die goed wat my energie gee, kan ek nie meer doen nie. Soos dit nou verloop het, 'n jaar later, toe gaan ek weer vir mediese ondersoek. En die dokter sê vir my, hulle wil graag 'n biopsie doen. En die biopsie is nie suksesvol nie, en hulle besluit hulle gaan 'n biopsie doen in die teater. En hy sê vir my, Koot, as dit kwaadaardig is, gee ons toestemming om te verwyder. Ek sê, verwyder wat ook al julle moet. En ek sê toe vir hom, ek wil net een ding vir jou vra. As jy vir my enige nuus het, gee my die hele pakkie. Moenie vir my room om my mond smeer of dit probeer sag maak nie, want ek wil weet wat om na die Here toe te vat. So die operasie het toe gebeur en in 2022 het hulle 29 kliere onder my regterarm se oksel verwyder, waarvan 22 kwaadaardig was. Ek lê daar en hulle stoot my uit in die Groenkloof Hospitaal. As jy uit teater uitkom, dan stoot hulle jou uit in 'n suidelike rigting, dan sien jy hierdie pragtige jacarandas en jy kyk so Waterkloof se kant toe uit. En ek sal altyd in my lewe dit onthou, ek maak my oë so oop en ek sien hierdie pragtige bome en 'n so helder dag. En na so rukkie toe kom die chirurg by my en hy sê vir my, Koot, is jy reg, kan ek met jou praat? Ek moet nou gaan vir 'n volgende operasie. Ek sê, ja nee, dis reg, gesels met my. En hy sê vir my, ek het 22 kliere onder jou regterarm verwyder, ek kon net uithaal wat ek kon kry. So jy het tussen 2 en 7 maande oor om te leef. Jy kan chemo kry, maar daar's 'n 4% sukses storie met chemoterapie met hierdie soort kanker. En dan is dit net vir 2 jaar. So ons kan jou lewe maksimum verleng na 2 jaar toe, maar jy gaan deur die pyn van die chemo gaan. En hy sê vir my, daar is 'n onkoloog wat 'n ander tipe behandeling het, maar jou liggaam moet absoluut perfek wees vir dit. Dis baie soos mense met 'n nieroortplanting. Sekere dinge moet reg wees sodat jy 'n nuwe nier kan kry. So daar lê ek in hierdie uitstootsaaltjie en ek besef, hier is moeilikheid. Ek wil nou vir jou vertel van God se storie in my lewe, van daai oomblik af. Ek onthou, ek begin bid, en ek moet bid die gebed in Matteus 6, wat ons almal ken. En ek sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, maar toe kom hierdie geweldige stelling wat nou uit my lippe uit moet kom, laat U wil geskied. Nou ouens, ek doen jare bediening met mense wat deur krisisse gaan. Ek moes al met mense gesels wat op so vlak deur 'n krisis gaan, dat hulle heeltemal konteks verloor van waar God is, en ongelukkig is daar sekere teologiese uitlatings wat gemaak word, wat mense wat deur 'n krisis gaan nie regtig help nie. Ek het eendag met 'n paartjie gesit wat 'n kind aan die dood afgestaan het.
En hulle sit by my en is net, nee, die duiwel dit, die duiwel dit, die duiwel dit, die duiwel dat. En ek sê, weet jy wat, ek kan nie met jou gesels, terwyl jy nog nie eienaarskap vat van waar jy is nie. Maar ek weet daar's fases van rou. Maar ek wil vandag jou sommer in die diep kant ingooi en ek sê vir hulle, glo jy God kon keer dat jou kind sterf? En ek sien onmiddellik, boem, iets val op hulle skouers. En van daar af kon ek met hulle praat, want ek kon vir hulle sê, daar is niks op hierdie aarde wat gebeur wat nie God se kennis is nie. Hy is nie die outeur van die slegte dinge in ons lewe nie. Maar hy laat sekere goed toe. En ouens, ek wil net hê jy moet logies dink. Ons westerse beskawing is so gefokus op ons geluk en ons fisiese welstand en ons emosionele ervaring van welstand. As ons gaan kyk na die Midde-Oosterse konteks van lewe, is hulle hele fokus anders. Die Midde-Oosterse fokus het 'n plek in vir lyding. Lyding is 'n goeie ding. Hulle sien lyding as iets wat jou promoveer na 'n plek toe waar jy 'n beter kennis van jouself het, 'n beter kennis van jou omgewing en 'n baie dieper verhouding met God. So ek het daai inligting gehad en hier sit ek en ek bid hierdie en dit word so realisties. Want ek wil nie sê laat U wil geskied nie, want ek weet dit gaan dalk nie my wil wees nie. Een ding is verseker. Ons het al lankal die punt uitgemaak in ons lewe dat ons nie gaan onderhandel met God wanneer ons deur 'n krisis gaan nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy deur 'n krisis gaan nou, deur te onderhandel met God, rek jy dit net uit. Wanneer jy jou wil op God wil copy and paste, gaan God stil raak, want hy wil hê jy moet sy wil soek. Sy wil is nie om ons seer te maak nie. Sy wil is om ons deur te vat. Jy sien, as ek nog nie deur krisisse in my lewe was nie, dan is boekies die riglyn van my lewe, maar wanneer jy deur donker tye gaan en jy beleef God se groeikrag in jou lewe, dan verander dit alles. God is die God wat genees. Maar dis op die beste manier moontlik. God genees nie net jou fisies nie, daar's ander goed wat God eers wil genees. So die beginsels wat ek moes vasmaak in my lewe daar, is dit wat ons lank voor die tyd besluit het. Die eerste ding is, ek bid en ek sê, Here, ek kan hierdie gebed bid en ek is bang. Maar U skrif sê, U karaktereienskap, U eerste karaktereienskap is U is liefde. In 1 Johannes 4 vers 16 staan nog geskryf, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Alle onderhandeling is aan die kruis op Golgotha verseël, dat ek 'n oorwinningshart kan aangryp in die donkerste tyd van my lewe. Jy hoor? Dis nie nou my omstandighede wat moet bepaal hoe my toekoms lyk nie. Dis my verhouding met God. Die ander ding is die tweede ding is, en ek moes dit baie keer sê in die tyd wat kom, God is nie net liefde nie, maar God is lief vir my. In 1 Johannes 4 vers 18 en 19, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. So, wat ek vir jou wil vra is, as jy na uitdagings in jou lewe kyk, is dit die basis van hoe jy deur dit gaan kom. Die rede hoekom dit so belangrik is, dat hierdie tweede teksgedeelte 'n inspraak in jou lewe moet gee, is mense om jou gaan maak soos met Job. Ouens gaan vir jou sê, hoorie, wat het jy gedoen dat hierdie oor jou kom? Goed, die Here straf jou. Het jy geld gesteel by die kerk? Ek het al een keer genoem, maar mense het selfs, ek het vir 'n vrou gebid in die gemeente vir genesing, en toe kom iemand na my toe na die tyd en sê, hoe kan jy vir iemand bid vir genesing as jy self siek is?
Religion, godsdienstigheid, is absoluut genadeloos en onwrikbaar, doodsprekend. Maar liefde sal altyd lewe in ons harte bring. Die oomblik wanneer ek deur 'n krisis gaan, dan gaan kruip ek onder die Allerhoogste se vlerk in. Nie wat se uitsprake mense maak nie. Jy hoor? Ek gaan toe na die onkoloog toe, en hy is so blasé, hy sit net so en kyk vir my, so, jy kan so maak vir hom, hy gaan nie eers knip nie. Ek dink, wie is hierdie ou? Hulle sê, hy is een van die top ouens in die land, maar hy is soos 'n robot. Later besef ek hoekom hy het gedoen het. Hy sê vir my, hoorie, ons het jou bloedtoetse gedoen, en jy kan immunoterapie kry, maar dis so, daai stadium toe sê hy so 1,6 miljoen rand, en jou medies gaan nie 'n sent daarvan betaal nie. Ons klim in die kar, ons ry huis toe, en ek sê vir Rihanna, my vrou, ek gaan nie deur al hierdie behandelinge gaan, en dan maak ek dit nie, dan los ek julle met niks nie. Ek sê vir haar, toe ek in Irak was, het ek klaar vrede gemaak met die dood, ek kan maar gaan. Ouens, moet dit nooit aan jou vrou doen nie. Jy sê, ek het vrede, sy sê, jy hou nie meer van my nie. Jy hoor, I nailed it. Jy hoor, okay, ons gaan nie verder daar nie, ons wil 'n geseënde Vadersdag verder, en nou Riantjie, ja, my liefie ding, okay. As 'n krisis kom, weet wie God is, en verklaar wat jy van hom glo. Dis nie net dat mense om jou dit moet hoor nie, dis dat jy dit self moet hoor. Want wanneer jy deur die dal van doodskade weer gaan, wil ek vir jou sê, jou brein skree goed op jou, wat jy nooit kon dink of droom nie. Jy doen belaglike goed, soos om vir jou vrou te sê, hey, ek is op pad hemel toe. Dis 'n wonderlike stelling, maar absoluut buite konteks. Die Here het my voorberei op ander maniere, en hoor mooi, ek sê nie God is die outeur van dood en al daai goed nie. Maar die Here gebruik dit om in ons lewe in te groei. Ek word toe herinner aan God se liefde in 'n vorige seisoen in ons lewe, in 2011, waar ons van Brooklyn Campus af na Florida Park gemeente toe is, hier in die Wesrand. En ek's daar ingestel as 'n gemeenteleier, en my vrou is hoogswanger. En dit was die Paasnaweek gewees. En die vorige gemeenteleier het afgetree, en sy dogter was die musiekleier, en 'n ander persoon was die ander musiekleier, en hulle almal het so saam geskuif. En hier sit ons oor Paasnaweek, ek moet preek, daar's geen musikante nie, ons het 'n ou op die dromme, 'n ou op die bas, en so 2 ouens wat hulle gewoonlik 'n bietjie sagter sit as die ander. En hierdie ouens is nou die hoofstemme vir die dag, jy verstaan. Hier's my intree Paasnaweek, die grootste Sondag in die kalender vir die kerk. In daai tyd is Clara Duyn dood. En Rihanna kan die musiekding doen, en sy is in die hospitaal, en ek is daai donderdag aand by die musiekoefening, en ek sê, ek sal musiek lei, al rap ek het, sing gaan ons sing. En toe ek so die tweede reeltjie sing, toe klim die drummer agter die dromkas uit, en hy sê, so kan dit nie aangaan nie, gaan jy na jou vrou toe, ek sal die worship doen. Dit was ook disastrous, maar is daarom nie op my gewees nie. Dit was op hom, Lorenzo, hy's 'n goeie ou, julle sal hom ken, hulle was hier in die kampus gewees, Lorenzo en Lizaan Groenewald. So, op die Paasondag, die Saterdag aand voor dit, Rihanna het besluit, sy wil natuurlik geboorte gee, is ons deur daai proses om geboorte te gee aan Clara Duyn. En ek was saam met haar in teater, en ek wou nie sy moet die baba sien nie. So na dit gaan ek kerk toe op opstanding Sondag, en ek gaan stort, want ek moet nou gaan preek, en ek sit op die punt van my bed, en ek sê op daai stadium, Here, as daar 'n ander God was, het ek 'n opsie gehad.
Maar daar is nie. Ek moet sit met 'n stikkende vrou. Vandag in opstandingsdiens moet ek vir mense gaan preek vir die hoop van die wêreld. En al voel ek in alles in my hart, U het my gedrop, U het daar gedrop. Ons het soveel hoop gehad, daar was soveel beloftes. Sê ek vandag, ek verstaan nie alles nie. En ek kies vanuit beginsel om te sê, ek sal gaan en ek gaan my beste doen, want U het 'n liefde vir my en vir my gesin, en ons het U nou meer nodig as ooit tevore. Ek het daai Sondag aan diens gaan preek, en daarna het ek na Rihanna toe gegaan, en ons het saam ook deur hierdie ding gekom. Min het ek geweet dat die oomblik toe daar 'n doodsvonnis oor my lewe verklaar is, ek nie meer hoef te onderhandel het oor God se karakter nie, want God het ons so opgetel in die seisoen daarna. En net kort daarna, toe is Remy die Reemster Momberg gebore. En dit was nog steeds 'n bietjie rof met tye, want mense sal kom en sal hulle na Remy kyk, en sê hulle, want van Brooklyn waar ons eers was, o, is dit nou die baba waarmee jy swanger was, Rihanna? Dan sê sy, nee, daai een is oorlede, maar hierdie is die een wat die Here vir ons gegee het om saam met ons te leef. Ek het nie altyd 'n keuse wat met my gebeur nie, en jy ook nie. Maar ons het regtig 'n keuse hoe ons daarna kyk. En my en jou hart, en my en jou wil, en die vyand se plan vir ons lewe is dat ons dan in opstand kom met God, of diep onderhandel met hom. Maar dis 'n tyd om vanuit sy rus te kyk. Ons kon dit doen. Die volgende ding wat gebeur het is, ek en Rihanna was by die huis, en 'n besigheidsman wat ek mee te doen gehad het, en in gesprekke was met sy leierskap, het na my toe gekom en vir my gesê, Koot, wat kos daai behandeling? En ek sê vir hom, ek wil nie eers vir jou sê nie, is verskriklik baie. En hy sê, hoeveel is dit? Ek sê vir hom, is 1,6 miljoen. En hy sê, ons het vanoggend gebid, ek en my board, die exco, wat ook al, en ons het dit na die finansies ouens toe gevat, en ons het besluit, ons gaan vir jou behandeling betaal. Want ons kan nie toelaat dat jy nie deel is van die impak in hierdie stad en in hierdie omgewing nie. 'n super-Afrikaner soos wat ek was, wil nee sê. Julle weet ons Afrikaners, ons kry dit nie altyd genail nie. Jy kan gee, maar jy wil nie ontvang nie. En ek sê vir hom, ek kan nie. Hy sê, as die Here vir my gesê het ek moet dit doen, gaan ek dit doen met of teen jou wil. Daag jy net by die hospitaal op. Ok, daar is die Afrikaner in my nou 'n bietjie uitgesorteer, né? Julle weet waarvan ek praat. So ek het met die behandeling begin, en is 18 maande elke 3 weke. Hoeveel is elke 3 weke betaal? 87,000. Elke 3 weke het hulle pragtig daai geld oorbetaal, en dit het op die einde op so 1,8 miljoen uitgewerk. Want die onkologie en die onkologiese praktyk se befondsing was nie daarin gereken nie. So ek was in 2023, Julie maand was ek klaar met dit. En wat toe gebeur daarna is my liggaam begin 'n reaksie hê teenoor die immunoterapie. Want wat hulle doen met die immunoterapie is, hulle vat jou bloed wat in jou liggaam is, en hulle maak jou bloed weer so sterk soos toe jy 'n baba was. En dan spuit hulle dit weer in jou in. Dan steek jou bloed die ander bloed aan, is al hoe ek het verstaan. Medies weet ek niks nie. Gaan ouens sit en sê, Koot, jy is 'n kreef. Dan sê ek, ja, vir Jesus. Okay. So, ek ken nie al daai terme nie. Ek pleeg iets as ek medies praat. Ek het dit vroeg besef. Maar die wonderlike deel van dit is, dat in daai seisoen is my liggaam afgebreek, maar in my gees het ek net meer en meer vrede begin beleef. So ek dink in hierdie kampus het julle 'n stuk tyd van dit beleef saam met ons. Want vir daai jare is ek afgewees,
Ek was nie meer die leier waar ek was nie. Ek het nie meer die geleentheid gehad om te doen wat ek van gehou het nie. My gesin was dit nie meer oor lang vakansies en lekker oral rondry nie. Ons moes van Sambreel na Sambreel gaan, sodat ek net in die koelte kon wees. Vrees het begin 'n prentjie in my lewe vorm wat dit nie moes nie. Dis in hierdie tyd wat die Here se hart begin met my hart praat het oor ander dinge. Want skielik al my kasteeltjies wat ek gebou het, of wat die Here gebou het in my lewe, is nie meer daar nie. Jy koppel jouself so maklik aan wat jy doen. Die sukses wat jy behaal het in die lewe. Die ou medaljetjies wat iewers in my huis lê. En skielik het ek niks. Skielik het ek net die Here. Ons weet nie eers of haar toekoms is nie. Maar Doxa Dayo het 'n wonderlike gesindheid ten opsigte van hierdie goed en het ons deur hierdie hele tyd ondersteun bygestaan en gedra op 'n groot manier. En toe Johan Poggenpoel vir ons vra om hierna toe te kom, toe is ek in daai tyd waar my immuunstelsel besig is om my liggaam aan te val. So die uiteinde is, ek het 'n onderaktiewe skildklier, my byniere is aangetas. Daar's een of ander dinge, hulle noem dit 'n pineal gland, ek weet nie, dit is dis medies gesproke, dis wille goed. Al daai goed is beïnvloed. My regter long het 70% kapasiteit oorgehad. Ek sit gereeld met 'n nieruitdaging. Maar weet jy wat? Ek het 7 maande gehad maksimum om te leef. En die Here gee vir ons 'n woord en hy sê die beste is nog op pad. Die oomblik toe ek 'n woord van die Here het oor my lewe en my gesin, toe is ek nie meer in 'n demekaar spel nie. En dis die reis waarop ons nou is. So, hoekom ek vir jou al hierdie goed sê? 'n Gedeelte wat baie naby aan my hart was in hierdie tyd is Romeine 8. Veral die gedeelte in vers 31, ons almal ken dit. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Elke dag was my belydenis, Here, U is vir my. Here, U is vir my. Here, U is vir my. As 'n ou op 'n plek kom waar daar slegte nuus is, hulle sê dit, maar Here, U is met my. Ek moes leer om my denkpatroon te verander van what if na so what. En ek wil nooit weer in my lewe op 'n plek weet van wat as nie. Want wat as beteken ek plaas myself in die hand van my omstandighede. Maar as ek sê, so what, lekker Engelse uitdrukking, dan sê ek, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Dit beteken nie, daar gaan nie krisisse in my lewe kom nie, maar ek is met my Here en hy is met my. En ek wil nie hê dat my uitkoms moet gebeur nie, maar dat sy uitkoms. En ek wil jou vanoggend uitdaag, jou krisisse in jou lewe is die beste groeipunte in jou lewe. In vers 38 en 39, net 'n stuk bemoediging, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte, teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. My storie is nie 'n storie oor my geloof nie. My storie is 'n storie oor God se geloof in my. Om te volhou. Ek kon enige tyd uitgebek het. Maar as die Here jou liefhet, dan glo hy in jou. Jy sal nie deur goed gaan wat jy nie kan hanteer nie. Dit gaan nie oor ons geloof nie, dit gaan oor God se getrouheid. In Deuteronomium 30 vers 19 is daar daardie stelling, en ek wil nie dit vir jou lees nie, maar die Here sê vir die volk, is jy vir my of is jy teen my? Kies lewe.
Vandag is ons in 'n ander konteks, ons is nie onder die wet nie. Maar ons is nog steeds onder die konteks van lewe en keuses. Ek en jy maak elke dag keuses wat ons sê, lewe of dood. Ek kan 'n wedergebore kind van die Here wees en ek kan dood kies oor goed in my lewe en dit sal sterf. Ek het wonderlike Christene gesien wat swak besluite maak in hulle lewe en die gevolge dra daarvan. Ek het ook skarminkels gesien wat goeie besluite maak en die goeie vrug daarvan beleef. My en jou keuses in ons lewe het 'n direkte uitvloeisel en die manier hoe ons oor dit dink bepaal wat die lig, wat die lamp vir ons voete gaan wees. So ek wil jou vandag uitdaag. Miskien sit jy hier en jy gaan deur 'n krisis, of miskien het jy deur 'n krisis gegaan en dinge lyk donker. Miskien kan ek hierdie bid, en miskien wil jy dit net saggies saam met my, net so oor jou lippe sit. En ek gaan dit stadig doen. Want ek wil hê jy moet hoor wat jy sê. Ons gaan nie Onse Vader bid. Maar by elke punt wil ek jou nooi om te staan en te sê, Here, U is liefde en U is lief vir my. Dis die bril waarmee ek na dit gaan kyk en dis die uitspraak wat ek oor my lewe gaan verklaar. Matteus 6 vers 9 tot 13. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want Here, aan U behoort die koninkryk en al die krag en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Die God wat lief is vir elke mens. Nie net dit nie, die God wat lief is vir my. Here, dankie vir die liefde. Here, ek besef net elke dag meer en meer. Deur alles kan ek sê, Here, U Gees, you nailed it. Elke stuk fondasie wat in my lewe ingeslaan is, elke dakkap van die huis van my hart, was U die hamer wat die spyker ingeslaan het, en al was dit soms ongemaklik, het dit versterk en versterking gebring. Ek wil vandag voor hierdie gemeente sê dankie vir elke oorwinning, maar ook elke stryd. Want U het as oorwinnaar in alles uitgekom. Dankie Heilige Gees, dat U in hierdie tyd saam met my en my gesin was. Ek bid dat U net so saam met elke persoon wat hier sit vandag sal wees. Hulle hand vashou, hulle hart in U hand plaas. En dat ons leef vanuit U openbaring van vandag af tot in ewigheid. Amen. Dankie Koot vir die getuienis. Ons gaan nou by 2 getuienisse nog uitkom, maar ek wil 'n oomblik vat en net celebrate waarmee die Here besig is. Ons praat so deur die week, die Here is besig op 'n mission. Hy's op hierdie mission in jou huis.
in jou werkplek en in hierdie stad, en ons uitnodiging vir jou is, raak deel van hierdie missie waarop hy is, raak deel van waarmee ons besig is in hierdie stad, en hopelik in jou huis en in jou werkplek ook. So ek wil jou uitnooi, as jy wil deel word van dit, of as jy meer vra het van wie ons is en waarmee ons besig is. Hallo, ek is Corneille. Ek gaan direk na die diens gaan ek hier buitentoe stap by Join the Mission en kom gesels met my hoe jy ook deel kan word van hierdie spasie. Ons het 'n ongelooflike hart vir community in hierdie stad, in hierdie gemeente, en ons kan hierdie verduidelik tot ons blou is, hoekom dit belangrik is dat jy kan deel word van community, maar ek wil jou uitnooi, neem gou 'n oomblik en kyk hierdie video saam met my oor iemand se getuienis oor community. Die oomblik toe ek intree in die community space en ander mense, nie noodwendig wat ek sou approach het, soos normaal, mense wat ek glad nie uit my eie uit sou na toe gegaan het en 'n conversation begin het, 'n gesprek begin het oor die Here veral. En ons is half deur 'n proses bymekaar gesit as 'n klein groep, en daai klein groep nou is van my beste vriende, en ek kan nie my week sien sonder hulle nie. Ek kan nie wag om met my klein groep te praat oor die goed waar ek sukkel, en hulle perspektief en hoop en woord te ontvang in Christus nie. So ja, vir my community is hulp, is dis in die naam, is om nie alleen te wees nie. Jy mis uit op dinge wat die Here wil vir jou kom openbaar. Jy mis uit op vriendskap, jy mis uit op ondersteuning, jy mis uit op wonderwerke. Jy mis uit op soveel meer wat die Here vir ons bedoel het, as wat jy kan dink. Vreemdelinge kan familie word. En as jy wil 'n behoefte hê vir familie, vir vriende, en jy wil weet hoe, asseblief gaan kyk na die community muur aan die kant, of kom gesels met my ook na die tyd. En ek wil vir 'n oomblik nog 'n getuienis vertel. So vir die van julle wat besig is in julle 40 dae vas, volgende Vrydag is julle vas klaar, well done. Maar ek wil vir 'n oomblik 'n getuienis vertel oor rondom die vas, wat iemand vir my laat weet het. Hulle van alles wat hulle kon gevas het, is hulle in 'n seisoen waar hulle op antidepressante is. En hulle het in die verlede, die persoon al soveel keer hierdie antidepressante probeer los, en die hele lewe het in chaos ingegaan. En die broeders het altyd vir gesê, moet nooit hierdie probeer doen, net so nie, dit is nie goed vir jou om dit so te doen. En toe ons amper 40 dae terug begin gesels oor die vas, toe beleef sy net, die Here sê maar, probeer weer. Probeer gehoorsaam wees in hierdie spasie, en sy het dit net so gelos, alles gelos, en sy is al amper 40 dae 100% okay. So, wat 'n getuienis, né? Hoor mooi, ek sê nie nou gaan los alles nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wat jy moet hoor is, dit is nie 'n suffering om iets op te gee nie, maar is 'n victory want jy gee oor aan iets groters. Dit is wat jy moet beleef met hierdie. So, volgende is regtig 'n oggend van getuienisse van iets groters wat speel in my en jou lewe, eerder as die suffering waarin ons kan vashou. En ek wil dit eintlik vir 'n oomblik bind aan finansies ook. Dit gaan nie oor suffering om iets oor te gee nie, maar dit gaan oor victory, want ek en jy vertrou iemand groter as met dit. So, ek wil jou uitdaag, wees gehoorsaam in dit wat die Here wil kom doen. Nie omdat ons vra nie, maar om dit wat die Here kom doen in jou hart oor te gee. Om dit wat hy kom losmaak in die hart, gehoorsaam te wees teenoor dit. So as jy wil gee, daar's 'n koevert op die stoel, jy is welkom om kontant daar te sit en die oranje boksies in te sit, of jy is ook welkom om elektronies so te kan gee, soos wat jy sou wou. Dan het ons lekker community hier so buite, ons het Lunas hier so, lekker koffie vir hierdie fantastiese weer, en ook lekker supercalifragilisticus hier so, nie supercalories nie, super lekker, net dat jy mooi weet. Maar asseblief moenie net verdwyn in hierdie kou nie. Community is lekker warm en net so voor julle verdwyn. Vir die van julle wat Woensdag aand hier was by die profetiese aand, wil ek julle ook eintlik uitnooi. Daar's hierdie profetiese dad joke wat ook sê hoe groet twee profete met mekaar. Ek weet dit gaan goed met jou, hoe gaan dit met my? So kom ons kuier lekker buite, wees profeties en gesels hoe gaan dit met mekaar. Maar voor ons verder gaan community beleef,
Vanoggend was 'n ongelooflike oggend oor dit wat die Here kan kom doen en wil kom doen. So as jy vanoggend hierso is en jy het gebed nodig, die gebedspan gaan so stadig begin uitbeweeg vorentoe want hulle wil jou graag hier voor links ontmoet. Koot gaan ook hierso wees. Kan ons asseblief saam met jou bid in die seisoen waar jy nou is. Jy geseënde Vadersdag verder, lekker kuier. Sien julle nou buite.